Vandag vier ons hemelvaart. Ons vier die dag wat Jesus opgevaar het hemel toe. Onthou, hy was vir so in die 30 jaar, so 32 jaar, 33 jaar rond, was hy hier op aarde as mens. Hy het van die hemel af hiernatoe gekom, babietjie gebore en groot geword, en hy het sy disippels gekry, en hy het die disippels geleer, en toe op 'n stadium is hy gekruisig, en hy is begrawe, en hy het opgestaan uit die dood uit, en toe het hy nog weer vir 40 dae, het hy die disippels geleer, 50 dae, op die ou einde wil hy opvaar hemel toe, na 50 dae is die Heilige Gees uitgestort, maar 40 dae nadat hy opgestaan het, uit die dood uit, het hy opgevaar hemel toe. En dit was vir die disippels 'n verskriklike hartseerdag. Want hier gaan Jesus nou van hulle af weg, en hulle weet nie wat dit beteken nie. So ons gaan nou vandag 'n bietjie daaroor nadink. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U nie net 'n God is wat daar bo in die hemel is nie, maar ook hier by ons op aarde. Dat U nou hier, in hierdie gebou, by ons is, en dat U ons wil leer en ons wil lei. Dankie Here, dat ons van U kan leer. Dankie dat ons kan weet, dat U vir ons omgee, dat U vir ons lief is, en dat U wil hê, ons moet weet, dat U ons lief het, en dat U by ons is. Here, en wanneer daardie dag toe die disippels besef het, Jesus vaar op, en hy gaan nou weg, was dit vir hulle baie hartseer, en hulle het dit nie verstaan nie. Hoe kan dit vir hulle beter wees, dat hulle Heer en Heiland moet weggaan? Dis mos nie beter as iemand weg is nie. Dis beter as hy by hulle bly. Maar U het beter geweet, en U weet ook vandag beter as wat ons weet. En daarom bid ons, dat U ons sal help om te verstaan. Leer ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink terwyl ons so sit, gaan ons die Ons Vader sing. Gewoonlik wil ons staan as ons dit doen, maar as julle nou eers staan om julle weer gesit en stil te kry, so kom ons bly net so sit, en dan sing ons die Ons Vader.
Ek gaan vir ons net so 'n paar versies lees uit Johannes 16. Jesus het hierdie woorde gesê voordat hy opgevaar het, sê hy vir sy disippels, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle verkondig. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels, hy gaan nou weg, en hy het eintlik nog nie hulle klaar geleer nie, hy moet hulle nog baie dinge leer, maar hulle gaan dit nie verstaan nie. Maar hy gaan die Heilige Gees stuur, sodat die Heilige Gees hulle sal leer. Die een groot werk wat die Heilige Gees het, is om vir ons wat glo van Jesus te vertel. Om Jesus vir ons bekend te stel en ons te leer omtrent hom. Ek wil vir julle 'n verhaaltjie vertel. 'n 10-jarige seentjie, Ben, was verskriklik goeie maats met sy oupa. Hy en sy oupa, sy oupa het presies geweet wat om te doen om Ben te laat lag en lekker te speel. Hulle het saam vis gevang, oupa het vir hom baie storieetjies vertel en hulle het saam roomys geëet en oupa het altyd net geweet wat hy nodig het. Maar toe gebeur daar eendag 'n hartseer ding. Oupa moes ver weg trek na 'n ander dorp toe, omdat oupa begin oud word het en oupa moet nader aan 'n hospitaal kom. Weet, as mense oud raak, dan gaan hulle baie meer gereeld hospitaal toe en dokter toe en so aan, en as 'n mens so ver weg bly van 'n hospitaal af, dan is dit gevaarlik vir ou mense. Hulle wil nader, hulle moet nader aan 'n dokter in 'n hospitaal kom. So oupa hulle moes trek. Oupa het trein gery, daai tyd het hulle nog met treine gery, en Ben hulle en sy pappa en mamma het vir oupa op die stasie gaan afsien, en hulle het lank gestaan en kyk hoe die trein wegry. Al kleiner en kleiner word, totdat die trein net 'n kolletjie was. Daardie aand het Ben vir sy ma gesê, ek wens oupa was nog hier. Sy mamma het hom 'n drukkie gegee en vir hom gesê, hy's nie meer hier by jou nie, maar hy's nog steeds in jou hart. Toe sê sy vir Ben, wag, ek het vir jou iets. En sy stap en sy kom terug en sy gee vir Ben 'n brief. 'n Briefie van oupa af. Later het daar stemboodskappe gekom. En oupa het vir Ben stemboodskappe op mamma se foon gelos. En Ben kon daarna luister en hy kon vir oupa ook stemboodskappe terugstuur. Hulle het op 'n stadium met hulle begin met video-oproepe en so het hulle met mekaar gesels. Oupa het vir Ben van tyd tot tyd geskenkies gestuur en oupa het altyd vir Ben gesê, onthou, oupa bid vir jou. Onthou, oupa bid vir jou. En Ben het besef, al kon hy oupa nie elke dag sien nie, al was oupa nie elke dag meer hier by hom om met hom te speel nie, het hy hier binne in hom geweet, sy oupa het hom nog altyd lief, kon hy sy oupa se liefde in hom voel. En hierdie verhaal is so 'n klein bietjie soos hemelvaart. Die disippels het Jesus gesien, weggaan hemel toe, en hulle was hartseer. Hulle het nie verstaan nie. Jesus het gesê, dit is vir hulle beter as hy weggaan, as dat hy hier sou bly. En die disippels sou almal, as jy vir hulle sou vra, sou hulle almal kies, dat Jesus daar by hulle sou bly.
Jesus het opgevaar, maar hy het in die eerste plek 'n brief vir ons ook gelos. Net soos Ben se oupa vir hom 'n briefie gelos het Jesus vir ons 'n brief gelos. En daardie brief is die Bybel. Die Bybel is Jesus se brief aan ons, om vir ons te vertel dat God ons liefhet en wat ons moet doen om vir altyd by hom te wees, vir altyd gelukkig saam met hom te wees. In daardie brief, in die Bybel, sê Jesus ook dat hy, wanneer hy weg is, die Heilige Gees sal stuur. As Jesus nie opgevaar het hemel toe nie, en ons sou nou vandag vir Jesus 'n vraag wou vra, dan sou ons na hom toe moes gaan waar hy ook al was, of hy in Israel was, of waar ook al, as hy nog net 'n mens was, dan moes ons na hom toe gaan om vir hom daai vraag te vra. En ek dink as 'n mens hom sou bel, sou jy nooit antwoord. Jy sou 'n boodskap gekry het wat sê jy's nommer 527 in die lyn. Soveel oproepe kry hy. Maar omdat hy opgevaar het hemel toe, is die Heilige Gees uitgestort. En omdat die Heilige Gees uitgestort is, kan Jesus, kan God by elkeen van ons wees. Is hy nader aan my as wat my asem is? Nou, dit is verskriklik belangrik dat jy dit moet weet. Jesus kan nou by kinders wees in skool, mense by die hospitale, oupas wat alleen is, mense wat bang is, wanneer jy by die huis is, waar jy ook al is. Ons hoef nie ver te reis om hom te gaan sien nie. Ons hoef nie hard te roep om met hom te praat nie. Hy's by jou. Die Heilige Gees bid by God die Vader vir ons. Baie keer dan weet ons nie wat om te bid nie. Ons weet nie presies wat om te sê nie. En ons voel maar miskien gaan die Here my nie hoor nie. In hierdie brief wat God vir ons geskryf het, in die Bybel staan daar, in Romeine 8 vers 26, dat ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie wat om te sê nie, maar die Heilige Gees, wanneer ek bid, tree die Heilige Gees vir my by God die Vader in, met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Met ander woorde, hy pleit by die Vader vir my. En God die Vader verhoor my gebed, sodat ek kan weet, elke gebed wat ek bid, word verhoor. Partykeer word dit anders verhoor as wat ek gevra het. Maar dit is omdat God my gebed op 'n volmaakte manier verhoor, op die manier wat hy weet die beste is. En partykeer weet hy beter as wat ek vra. Ek vra so, maar hy weet nie, dit gaan vir my sleg wees, dit moet so wees. Maar ek kan weet, hy verhoor my gebed. Ons een van die belangrikste dinge, een van die dinge wat vir my die meeste beteken, waarin ek vashou, is dat ek kan weet, omdat Jesus opgevaar het hemel toe, is hy nou daar in die hemel. Een van die hoofstukke, een van die afdelings van hierdie brief wat hy vir ons geskryf het, in Openbaring, lees ons in Openbaring 4 en 5, van die hemelse troonsaal, daar waar God se troon sit, en hoe Jesus daar instap en wat daar gebeur. En weet ons, hy is in die hele wêreld, ons net nou gesê, hy hou die hele wêreld in sy hand. In die hele wêreld, in die hele heelal, het hy die nommer 1 posisie. Hy is die sterkste, hy is die grootste, hy is koning oor alles en almal. Wanneer ek bang is,
wanneer ek hartseer is, wanneer ek nie weet wat nou gaan gebeur nie, wanneer ek onseker is, kan ek weet, Jesus is by my, en hy is in staat om my te kan help. Hy is die koning. Die laaste dingetjie, Jesus is nie vir altyd weg nie. Hy is net tydelik weg. Hy kom weer terug. Hy sê, hy het weggegaan en vir ons gaan plek maak, en hy kom weer terug om ons te kom haal. Terwyl die disippels so opkyk, het daar skielik engele daar by hulle gestaan, vir hulle gesê, Jesus sal weer terugkom. Almal wat aan hom behoort, sal by hom wees. En dit is hoekom ek hoop het vir môre. Dit is hoekom ek weet, ek het 'n toekoms. Wat beteken dit vir my? Wanneer ek bang is, weet ek, Jesus regeer. Wanneer ek alleen is, weet ek is nie alleen nie, hy is by my. Wanneer ek iets verkeerd gedoen het, weet ek, hy vergewe. Wanneer ek hom vra om my te vergewe, hy sal vergewe. Want hy weet, ek gaan my bes doen om nie weer verkeerd te doen nie. Wanneer ek hartseer is, dan troos hy my. En wanneer ek wonder oor die toekoms, kan ek weet, Jesus kom weer, en ek is veilig. Maak nie saak wat gebeur nie. Kom ons onthou vandag, dat Jesus opgevaar het hemel toe. Dat die Heilige Gees uitgestort is. Nou, binnekort, oor 10 dae, vier ons Pinksterfees. Volgende week het ons Pinksterdienste, maar ons weet, die Heilige Gees is uitgestort, en ons gaan nou binnekort daaroor nadink. Maar kom ons rig ons lewens in, volgens hierdie wete. Ons lewe soos mense wat aan Jesus behoort, en in wie se lewens die Heilige Gees is. Amen. Kom ons bid gou saam. Here, ons weet, wanneer ons hoor, wanneer ons lees dat die disippels hartseer was toe U opgevaar het, weet ons hoekom hulle hartseer was. Hulle het nie verstaan nie. Maar dankie dat U vir ons 'n brief gelos het, 'n Bybel, die Bybel, sodat ons kan weet, ons daaruit kan lees en kan weet hoekom U opgevaar het, en dat ons kan besef het, maar dit is beter dat U opgevaar het. Here, dankie dat ons kan weet U is hier by ons, deur die Heilige Gees in ons, met ons, en dat U ons leer en lei. Dat ons weet, soos ons opgroei, ons beter verstaan, maar dat ons nie eers eendag groot mense hoef te wees, om te weet dat U by ons is nie, maar dat U juis dit vir kinders ook kom maklik maak om dit te verstaan, want U is ook met kinders, al is ons klein, al verstaan ons baie minder gewone goed soos groot mense, kan kinders ook naby aan U wees, want U doen dit. U is naby ons almal. Here, ons bid dat U deur die Heilige Gees in en deur ons sal werk, elkeen van ons, en dat U ons sal leer. Ons sal van ons kant af leef soos U kinders, totdat U kom. Amen.